Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou ja vriende, u weet, elkeen van u wat my bediening ken en na my boodskappe luister sal weet dat ek baie lief is daarvoor om te praat oor die nuutste wêreldgebeure. Vanmôre praat ons oor al die vredesooreenkomste wat daar in die wêreld gesluit is. Ons weet, die woord praat daaroor, en het is wonderlik om te sien hoe dat die profesie in vervulling kom. Almal verstaan dit nie, almal weet nie waar pas dit in nie, en daarom is dit vanmôre my plig om met u daaroor te praat, en vir u te wys wat leer die woord ons, en wat leer die praktyk ons. Almal van ons wil weet, waar pas al hierdie dinge in, met betrekking tot die eindtyd gebeure. Nou vriende, as ons na hierdie dinge kyk, soos ek ook vanmôre dit met u gaan deel, dan besef ons maar net een ding. Daar was onlangs voorspel dat die wegraping gaan plaasvind, die 23ste of die 24ste September. Niemand kan 'n datum voorspel nie, maar u sal onthou ek het gesê, aan die tekens van die tye sal ons weet dat die koms van Jesus naby is. En hier is een van die tekens wat vir my sê, Jesus se koms is baie naby. Nou ja, ek wil vanmôre met u deel wat op my hart is, wat ek gelees het, boodskappe wat ek geluister het, en ook wat die woord vir ons leer. Ons lees vanmôre twee gedeeltes, en die eerste is in Johannes 14 vanaf vers 23 tot vers 28, en Jesus is aan die woord, en daar staan geskryf, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan sê in vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee kan julle, nie soos die wêreld gee kan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg, en ek kom weer na julle toe. Dan lees ons ook in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 6, en daar skryf Paulus, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Kom ons bid net saam. Wonderlike Vader, wonderlike Here Jesus, kosbare Heilige Gees van God, ons aanbid U. Ons wil vanmôre weer eens vir U baie dankie sê, dat U vir ons nie in die duister gelaat het, oor al die wêreldgebeure wat plaasvind nie. Heiliglik is almal bewus van al die vredesooreenkomste wat gesluit word. Mense wil weet, waar pas dit in by die eindtyd profeseë? U woord leer ons. Kom leer jy ons vanmôre uit u woord, praat met ons, maak ons geestelik wakker. O Heilige Gees van God, breek jy die woord vir ons oop en maak dit vir ons verstaanbaar en eenvoudig, en word hy in ons midde verhoog en verheerlik, in Jesus se naam. Amen. Ek hou twee verse aan u voor,
een uit elke geleese gedeelte wat ons saam gelees het. Die eerste is waar Jesus gesê het in Johannes 14 vers 27, hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. My vrede gee ek aan julle, het Jesus gesê. En dan het Paulus ook onder leiding van die Heilige Gees het hy geskryf in 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê, dis nou op die aarde, in ons tyd, wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, sê die woord. Hy praat met die ongereddes. Hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. En ek praat met u onder die tema vanmôre, in proses na wêreldvrede. Want ons is in die proses na wêreldvrede. Hierdie is nog net die begin van vrede, Midde-Ooste se vrede. Maar dit gaan nog weier uitkring, glo ek met my hele hart. Op 10 Oktober 2025 is daar 'n skietstilstand bereik tussen Israel en Hamas. Ons kan sê tussen Israel en Gaza. Wêreldleiers vier fees en noem dit 'n historiese gebeurtenis, maar weet ons regtig wie die eintlike baasbrein agter al hierdie wêreldvredespogings is? Donald Trump se terugkeer tot die politieke arena is 'n bron van kommer vir baie wat ingestel is op die eindtyd gebeure, want langs die magtigste leier op aarde loop sy skoonseun Jared Kushner. Die woord waarsku ons oor die koms van die anti-kris. Daar word heelwat in die woord geskryf oor die koms van die anti-kris. Hy, die anti-kris, sal 'n geweldige, intelligente en charismatiese, dinamiese man wees, 'n mens wees, 'n man wees, en die hele wêreld sal val voor sy charme. Hy sal deur sy persoonlikheid die wêreld aantrek en hulle aan sy voete kry. Maar die Bybel leer ons ook dat hy 'n duiwelbeheerde of 'n demonies geïnspireerde man sal wees. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 7 tot 11 sien ons hoe dat die duiwel sy koms of sy openbaarmaking voorberei en beplan en hoe hy betrokke sal wees by die openbaarmaking van die anti-kris. Luister mooi terwyl ek lees 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 7. Daar staan, want die verborgenheid van die ongeregtigheid, met ander woorde die geheimsinnige wetteloosheid is al besig om die plek voor te berei op die aarde vir die koms van die anti-kris. Daar staan, want die verborgenheid van die ongeregtigheid of die wetteloosheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, dan sal die ongeregtige, met ander woorde, dan sal die wettelose, die sondige en bose man, die anti-kris, geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur wie die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Wanneer hy kom, sal hy teen God spreek. Vers 9 sê, hy, verwysende na die anti-kris, wie se koms is volgens die werking van die Satan? Wie se koms is volgens die werk of die werking van die Satan? Met allerhande kragtige dade, met ander woorde, met 'n groot magsvertoon, sal die anti-kris of die Satan die anti-kris se verskyning bekend maak of openbaar maak. En tekens en wonders van die leuen. Daar gaan baie valse wonders plaasvind. En met allerhande verleiding van ongeregtigheid, allerhande verleiding van wetteloosheid, en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. So hy praat van die wat hom sal aanhang, is ongeredde mense wat die waarheid nie geglo het en Jesus nie aangeneem het nie.
En dan sê vers 11, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. So hulle sal die krag van die dwaling ontvang om die antichrist te glo en om te volg. Dis baie interessant, né? Die Here stuur hulle die krag van die dwaling. Nou ons sien dus baie duidelik dat die antichrist die wêreld vir die oomblik met sy verskyning op die aardtoneel gaan mislei met sy valse vrede. Die vredesverdrag wat tans gesluit is, mag dalk polities lyk, maar dis eintlik geestelik, my liewe vriende. Die wêreld soek na 'n leier om te kan volg, en daarom sal die antichrist die oplossing bring en volke en gelowe verenig en selfs die wêreldekonomie verbeter. Dit sal net 'n tydelike verbetering wees. Alle gelowe sal verenig word, volke sal verenig word. Dis wat die wêreldvrede behels. Die antichrist sal die valse vredevors of die valse vredeprins wees wat op die toneel gaan verskyn. Hy sal oënskynlike vrede vir die wêreld bring vir die eerste 3,5 jaar voordat hy sy diaboliese plan sal openbaar. Hy sluit met Israel 'n 7 jaar verbond en in die middel van daardie 7 jaar gaan hy dit verbreek, dan word sy diaboliese plan geopenbaar. Nou Donald Trump is vir baie 'n heldefiguur omdat hy opstaan teen die nuwe wêreldorde. Maar mens weet ook nie hoe eg dit is nie, maar hy staan op teen die nuwe wêreldorde, maar aan die ander kant vervolg hy minderheidsgroepe en tree hy baie hard en ongevoelig op. Kan daar dalk iets dieper in hom skuil? Is hy dalk die persoon wat die pad vir die antichrist voorberei? Nou vriende, ek glo met my hele hart dat Donald Trump die man is wat die pad vir die antichrist voorberei. Daar is een ding wat my nog altyd laat wonder het oor Donald Trump. Toe Donald Trump sy eerste termyn as president van die VSA verkies is, sy ingehuldig op Januarie 2017 en hy was president tot Januarie 2021. En toe is hy uit 'n herverkiesing verneek, daar was absolute bedrog wat daar plaasgevind het, God het dit toegelaat, en sowaar weer is hy weer as president van die VSA herkies en ingehuldig in Januarie 2025 op 'n tyd, hoor nou mooi wat ek sê, op 'n tyd wat Israel hom die nodigste gehad het om vir hulle in die bres te tree, want hulle was midde in 'n baie groot oorlog gewikkel met al hulle buurlande, selfs met Iran, en al die lande wat hulle wou uitwis, moslimlande, moslimvolke, wat hulle had, en Amerika was hulle enigste bondgenoot wat by hulle gestaan het, omdat Trump aan hulle kant was. Onthou, en ons moet dit altyd onthou, God sit steeds op die troon, my liewe vriende, en alles gebeur volgens sy raadsplan, en volgens sy goddelike beskikking, soos wat hy beskik het, dit moet gebeur, van voor die grondlegging van die wêreld af, sê die woord van die Here vir ons is alles bepaal. Verder draai al die gebeure in die wêreld rondom die volk Israel. Jy sal ook sien daardie een prentjie op die advertensie wat ons opgesit het, is die Israel vlag in die middel en al die ander lande se vlae rondom dit. Alles draai rondom die volk Israel, God se volk, die kleinste landjie, maar die mees gehate volkie in die middel van die wêreld. En daarom kan ons nie twyfel dat God dit so beskik het, dat Donald Trump om die regte tyd weer as president van die VSA herkies is nie, want hy moes 'n belangrike rol speel, vriende. Ek sal my nooit anders laat lei nie. Ek glo hy moes 'n belangrike rol speel, nou sien dit. Eers moes hy as beskermheer vir Israel optree. Miskien moet ons vra, wat het gelei tot Donald Trump se geweldige lojaliteit teenoor die Jode, want hy het 'n geweldige lojaliteit teenoor die Jode. Dalk is dit die feit dat sy dogter Ivanka Trump sedert 2009
met 'n Jood getroud is genaamd Jared Kushner. En omdat sy dogter self ook die Joodse geloof aangeneem het, sy vereenselwig haar met die Joodse geloof, en dit maak dat Trump baie lojaal is teenoor die Joodse volk. Tweedens, moes hy ook op die regte tyd as wêreldvredemaker optree. Ons sien dit, ons weet, hy tree op as die wêreldvredemaker, maar agter hom is daar iemand anders wat hom lei. Ons moet dus aanvaar dat God dit so beskik het, dat Donald Trump op die presiese regte tyd weer as president van Amerika verkies is of herkies is. Luister na die skrif, dan sien ons dat God bepaal wie word koning, wie word regerder, wie word president van 'n land. In Daniël 2 vers 21 staan daar geskryf, hy tog, God tog, verander die tye en die geleenthede, hy sit konings af en stel konings aan. Hy sit presidente en staatsleiers af en hy stel hulle aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Ook Daniël 4 vers 17 wat sê, op 'n besluit van die bodes berus die bevel en die woord van die heiliges is die saak, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil en die nederige onder die mense daaroor aanstel. God bepaal wie moet regerder wees van 'n sekere land, wie moet die president of die leier wees. En dan wil ek ook hê jy moet luister na God se woord aan koning Nebukadneser wat groot in homself geword het en te groot in homself geword het. En toe het God sy koningskap van hom weggeneem, maar die Here het vir hom gesê, dis jou keuse of jy dit weer wil terugkry. En die Here het vir hom gesê, ek sal jou herstel in jou posisie, maar daar's 'n voorwaarde, jy moet jou bekeer. Luister na Daniël 4 vers 32, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot. Dis nou die boodskap van Daniël aan Nebukadneser. En hulle sal jou die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees, so hy sal daar saam met hulle leef. Hulle sal jou plante laat eet, soos die beeste, en 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken, wat doen? Erken, dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. En hy het tot bekering gekom, en God het hom weer as koning herstel. Weereens sien ek God se groot plan met Donald Trump, want niks gebeur toevallig nie, vriende. Daar bestaan nie 'n woord soos toevallig nie, daar is nie 'n woord soos toevallig nie, want dit beteken dan het dit buite God se wil en buite God se beheer plaasgevind. En niks kan buite God se beheer plaasvind nie. So daar is nie 'n woord soos toevallig nie. So Donald Trump het nie toevallig weer die president van Amerika geword nie. God het dit bepaal dat hy weer die president van Amerika moes word. En daarom moet ons aanvaar dat die huwelik tussen Ivanka Trump en Jared Kushner in Oktober 2009 plaasgevind het, dat dit deel was van God se groot raadsplan. Daarmee sien ek dat God hierdie twee mense op 'n manier by mekaar laat uitkom het, dat hulle verlief geraak het en dat hulle getrou het, want God het 'n doel en 'n plan ook daarmee gehad. Nou waarom glo ek so, vriende? Kushner is huidiglik 44 jaar oud, hy is 'n belegger van beroep en is afkomstig uit 'n konservatiewe Joodse familie. Hy is baie bekwame in besigheid en selfs in politiek, al is hy nie regtig fisies by politiek betrokke nie, maar tog is hy agter die skerms. En boonop natuurlik is hy ook die skoonseun van Donald Trump, die magtigste, soos wat hulle sê, die magtigste president in die wêreld. Kushner was vir die volle tydperk van Trump se eerste termyn as president vanaf 20 Januarie 2017 tot 20 Januarie 2021 Trump se hoofraadgewer in sy persoonlike kantoor gewees. Maar dit is geweldig interessant. Tydens die Biden administrasie
het Kushner verdwyn, toe het hy sy eie maatskappy gestig, en hy was die hele tyd op die agtergrond tot nou toe. Oor die laaste 9 maande het Kushner gewerk aan 'n uitbreiding van die Abrams Accord. Nou, dit is die Abrams ooreenkoms wat hy self opgestel het. So hy moet baie intelligent wees. Kushner het ook gewerk in 'n 20-punt plan om samewerking te bring tussen Israel, Hamas en 'n groep Arabiese lande. Hy het hierdie 20-punt plan self uitgedink en self opgestel, en dit was die plan wat hy gebruik het om uiteindelik 'n vredesvoorlegging aan al hierdie lande en volke te maak. Maar steeds het hy geen amptelike posisie in die politiek nie. Tog is hy steeds baie prominent in Trump se regering, en hy was ongetwyfeld, vriende, en dis wat ons moet verstaan, hy was ongetwyfeld die groot planmaker en die brein agter al die wêreld vredesplanne, en nie Donald Trump, soos ons graag wil dink of glo nie. Donald Trump was maar net op die voorgrond, en hy het maar net uitgevoer wat Kushner vir hom gesê het om te doen. Kushner het hom basies gelei in dit alles. Eintlik kan ons sê, Trump het maar net Kushner se raad gevolg, soos God dit lank vooraf reeds bepaal het. Die woord sê baie plekke, dat God voor die grondlegging van die wêreld baie dinge bepaal het, en dit gebeur vandag net so, of het reeds so gebeur. Nou sedert 2017 het mense reeds begin praat oor hierdie Jared Kushner, en toe al begin spekuleer of hy moontlik die anti-kris kan wees. Daar was al reeds sulke sprake. Ek het jare terug het my baie goeie vriend in Amerika reeds vir my gesê, mense reken dat hy, en hy wil dit ook so glo, die anti-kris gaan wees. Baie politieke analiste van die wêreld noem Jared Kushner die argitek van vrede. En Paulus het daarna verwys dat daar vrede in die wêreld moet kom, en dat hierdie vrede dan nou net die oorgangstyd sal wees vir die anti-kris, en wanneer die Here Jesus sy bruid sal kom haal. En ek lees weer vir 1 Tessalonisense 5 vers 3, daar staan, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnote swanger vrou. Met ander woorde, dan gebeur iets geweldig. Is die verskyning van die anti-kris, of die openbaarmaking van die anti-kris. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Wie sal nie ontvlug nie? Die ongelowiges, die ongereddes, die wat Jesus nie geglo het nie en hom nie aanvaar het nie. Daniël het ook na die anti-kris verwys wat vrede sal bewerk tussen baie lande, en dis presies wat nou gebeur. Daar word vrede bewerk tussen baie lande, is baie meer lande wat reeds geteken het, wat nog wil teken en wat wil deel word van hierdie vredesonderhandelinge. Verskeie lande in die wêreld, veral in die Midde-Ooste, was betrokke by die onderhandeling en die ondertekening van die vredesooreenkomste wat daar gesluit is. En dit is in die afgelope paar dae het dit plaasgevind. Ek lees vir u hoe Daniël dit beskryf, hierdie vredesooreenkoms wat die anti-kris gaan sluit met baie volke en lande. Daniël 9 vers 27, en hy verwys na die anti-kris, sal 1 week lank is 7 dae, verwys na die 7 jaar van groot verdrukking, met baie 'n groot verbond sluit, vredesverbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, want hy gaan in die tempel sit, en hy gaan voorgee dat hy Christus is, en hulle gaan slagoffers en spysoffers bring, en dan gaan hy dit in die middel van die 7 jaar groot verdrukking, gaan hy dit stop, en almal gaan reeds sy ware kleur ken, en hy sal dan openlik as die anti-kris regeer. En op die vleuels van die gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is sal oor wat woes is uitgestort word. Ons weet, vriende, die anti-kris gaan vir 7 jaar 'n vredesverbond spesifiek met Israel sluit. Ook met ander lande, maar spesifiek met Israel, wat streng gesproke dan nou verwys na die 7 jaar, wat daar dan nou vrede sal wees, wat nie so sal wees nie. Ek het verskeie video's op YouTube gekyk, en ek het ook gelees wat ander predikers se opinie van hierdie super
briljante skoonseun van Donald Trump, Jared Kushner, is wat hulle opinie oor hom is. En baie van hulle sê openlik dat Jared Kushner die perfekte kandidaat vir die komende anti-kris kan wees. Hulle skryf baie oor hom, baie redes wat hulle aanvoer, hoekom hulle reken dat hy die perfekte kandidaat vir die anti-kris sal wees. Maar ek sal nie my kop in hierdie byenes steek nie, en daarmee saamstem nie. Maar as dit wel waar sou wees, dan beteken dit dat ons daar, selfs weke of net 'n paar maande ver van die vervulling van hierdie profesie in 1 Tessalonisense 5 vers 3 af is. Ek het by geleentheid vir my kinders gesê toe ons by hulle gekuier het, toe sê ek vir hulle, as daar vrede kom, as daar vredesverbond gesluit word tussen Israel en die Arabiese volke en moontlik ook tussen Rusland en Oekraïne, maar dit gaan alles maar eintlik oor Israel en die Arabiese volke, dan wil ek vir julle sê, dan is die tyd baie min voordat Jesus gaan terugkeer om sy bruid te kom haal. Kom ek lees weer vir 1 Tessalonisense 5 vers 3 waar Paulus dit vir ons uitgespel het. Hy sê, en dis op almal se lippe. Al die predikers wat praat oor hierdie dinge, verwys na hierdie skrif, en ek het al voorheen hierna verwys, want wanneer hulle sê vrede, Trump is die voorbereider van die vredesproses vir die anti-kris wat moet kom. En wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood, 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar kom ons kyk vriende, waarom glo mense dat Jared Kushner die moontlike anti-kris kan wees? Daar is 5 dinge, en dit is net vir interessantheid wat ek dit vir u noem, mag dalk so wees, mag dalk nie so wees nie, en as hy die anti-kris is, dan is die tyd baie min, want hy is reeds 44. Daar is 5 dinge wat Kushner zich in sy guns stel. Die eerste is, as konservatiewe Jood verstaan hy die Joodse godsdienst, hy verstaan die Joodse tradisies en gebruike, en hy ken ook die siening van die Arabiese wêreld, of die Midde-Ooste, met ander woorde, hy verstaan beide, sy eie volk, die Joodse volk, hy verstaan alles van hulle tradisies, hulle godsdienst, hulle gebruike, alles, en ook die vyande ken hy goed, vyande van Israel. Juist dit het hom die middelman tussen die VSA en die Arabiese lande gemaak, en daarom het hy oor die laaste maande gereeld met Trump verteenwoordig in die vredesonderhandelinge met die Arabiese volke. Hy was gedurig daar waar Trump gegaan het. Trump het verskeie kere na Arabiese volke toe gegaan, na Arabiese lande toe gegaan, en met hulle hierdie vredesonderhandelingsproses hanteer, voordat hulle by die finale onderhandeling en ondertekening gekom het. En hy was daar, hy was in die agtergrond, hy was daar. Tweedens, sien ons Kushner, sien ons daar word gepraat van die Abrams Accord, dit wil sê die Abrams ooreenkoms wat opgestel was, waarby hy ook betrokke was, opgestel en geteken is. Die eerste keer is dit geteken, dit sluit die vredesooreenkoms in tussen die VSA, Israel en die Arabiese lande. Sodoende kon daar dan 'n vredesooreenkoms bereik word. Want vriende, Abraham word beskou deur die Arabiese volke as hulle aartsvader, en hy word ook beskou deur Israel as hulle aartsvader. So hy het hierdie ding opgestel, sodat almal van hulle mekaar kan verstaan en sien dat hulle eintlik maar, kom ons sê, hy dieselfde oorsprong is. So hy het reeds, hierin het Kushner reeds 'n duidelike rol gespeel. Hy is die rolspeler in hierdie hele vredesonderhandeling en proses. Christene sien dus dis as die begin van die valse vrede, waarna die Bybel verwys, soos ek reeds verskeie kere vir u gelees het in 1 Tessalonisense 5 vers 3, en wat sal lei tot die groot verdrukking en die regeringskap van die anti-kris of die valse vredevors. So, Christene sien dit almal, meeste van ons wat die eindtyd profeseë verstaan, en dit verkondig, en dit glo,
Ons sien dit as die toekomstige vredesonderhandelinge vir die pad wat gemaak word vir die verskyning van die anti-kris. Nou vriende, Kushner is dalk nie 'n politikus nie, maar tog is hy 'n rolspeler in die politieke wêreld. Ons het nou reeds gesien, hy is duidelik 'n rolspeler, want hy het hierdie 20-punt plan dat hy self uitgewerk, waar kan ons mekaar akkommodeer en hoe stem ons ooreen en waarom moet daar vrede wees? Want hy het 'n geweldige invloed onder beide die Jode en die Arabiese leiers. Gaan lees gerus 'n bietjie Openbaring 13. Maar Kushner word ook verbind met die getal 666, 666, of die merk van die dier. Nou vriende, daar is al vir jare 'n gebou met die nommer 666 daarop in New York. Ek het self die foto's gesien. Kushner het hierdie gebou met die 666 daarop in 2007 reeds gekoop, wat die gedagte van hom as die anti-kris verder versterk het. Hulle sê, waarom koop hy daardie gebou? Waarom los hy die 666 daarop? So, dit versterk die gedagte dat hy moontlik die anti-kris, komende anti-kris kan wees, want as hierdie vredesonderhandelinge lei tot die openbaarmaking van die anti-kris, moet ons nou onthou, die anti-kris is lankal gebore, ons weet net nie wie hy is nie. Gaan lees 'n bietjie Openbaring 13 vanaf vers 13 tot 16. In 2018 het die gebou deel van sy familie se eiendom geword en is die adres verander na nommer 660. Is nou nie meer 666 nie, maar 660. Fifth Avenue. Vandag is dit 'n belangrike besigheidsentrum. Nou laastens sien ons Kushner se betrokkenheid met die tegnologie waardeur die mense beheer sal word. Hy is betrokke met die tegnologie. Hy is baie betrokke daarby en is die tegnologie wat die mense in die groot verdrukking gaan beheer sodat hulle onder die mag van die anti-kris kan wees. Kushner is baie nou verbonde aan Silicon Valley, die plek waar die FSA se tegnologie ontwikkel word en waar AI ook ontwikkel word. Kushner druk natuurlik daarvoor dat tegnologie, openbare werke en die militêre instellings al meer en meer moet beheer. So hy is besig om hierdie dinge in plek te kry sodat die wêreld en mense deur die tegnologie beheer kan word. Ons weet, ek gaan praat oor die digitale ID wat al die lande nou so druk en dis baie interessant. Ek gaan so oor 2 sonde vanaand daaroor praat. Kan Kushner regtig die anti-kris wees? Dis die vraag wat nou seker in u gemoed ook opkom en in my gemoed. Wel, hy word ten minste nie deur die mensdom gehaat, soos sy skoonpa deur baie mense gehaat word nie. Sy charisma en vermoë om wêreldvrede te bewerk, maak hom 'n baie gewilde kandidaat. Laat ons dit erken. Ons sal nie weet nie. Niemand sal regtig weet nie, want net so min soos wat ons die koms van Jesus kan voorspel, net so min sal ek kan sê, wie gaan die anti-kris wees? Ek hou net dit vir interessant, hierdie feite aan u voor. Maar ons kan wel spekuleer, want dit lyk tog of Kushner 'n ideale kandidaat kan wees. Hoe dit ook al sy, wie die anti-kris ook al mag wees, die woord van God leer ons, dat die teehouer eers uit die weg geruim moet word, want die teehouer verhinder die anti-kris om op die toneel te verskyn. Baie duidelik sê die woord vir ons dat daar is iemand wat die anti-kris teehou, sodat hy nie kan verskyn op die aardtoneel nie. Die teehouer is niemand anders as die kinders van die Here, in wie die Heilige Gees van God woon nie, wat die anti-kris heiliglik verhinder, of wat die anti-kris terughou, om op die toneel, op die aardse toneel, as die valse vredevors of die valse vredeprins te kan verskyn. Ons as kinders van die Here, in wie die Heilige Gees woon, ons hou hom teë, ons verhinder hom,
Dis ons wat hieroor preek, is ons wat vir almal die inligting gee. Dis ons wat die woord ken en die woord verklaar, sodat almal dit kan hoor en weet, die antichrist gaan kom en hy gaan binnekort kom. So ons verhinder hom, en daarom moet ons eers weggeneem word. En dis wat ons lees in die woord 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 8, ek het net nou ook 'n deel daarvan gelees, maar ek het op ander dinge gefokus. Ek het gefokus op die Satan se betrokkenheid om die pad vir die antichrist voor te berei. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na die teehoor wat die antichrist verhinder om geopenbaar te word. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Die afval. Die kerk moet afvallig word. Die Christene moet afvallig word. Die naam Christene moet afvallig word. En die mense van sonde en die mens, dis die antichrist, van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf wat ook groot vernietiging bring. Die teestander wat hom verhef, die antichrist, teestander wat hom verhef by al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel, en daaroor gaan ek volgende Sondag praat, in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. So die tempel moet herbou word, dis in proses. Al hierdie dinge is besig om in plek te val, en hy gaan in die tempel opsit, die derde tempel wat in Jerusalem herbou gaan word, en hy gaan hom voordoen as Christus. En nou sê vers 5, onthou julle dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, en nou, julle weet wat hom teehou. Julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, die sondelose, of die sondige, is reeds aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, uit die weg geruim is. En dis die bruid van Christus, die kinders van God, uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtigheid, dit wil sê die antichrist, geopenbaar word. En van hierdie teehoor, wat uit die weg geruim moet word, lees ons reeds in 1 Tessalonisense, ons het nou gelees in 2 Tessalonisense 2, ons lees in 1 Tessalonisense 4, vers 16 tot 18, waar ons lees van die wegraping, wat so min mense regtig die skrif wil aanvaar as die waarheid, en daar lees ons reeds, dat die Here sê, maar die teehoor, hy kom haal die teehoor, want die Here self sal van die hemel neerdal, met die geroep, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle op wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. En nou sê vers 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde. En dis hoekom ek dit vir u preek. Die woord sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Nou vriende, die Griekse woord, wat hier gebruik word, vir die geroep van vers 16, die geroep van die aartsengel, dui op 'n militêre opdrag, so asof die generaal van die hemelse weermag roep en sê, kom op hierheen, kom hier na toe, ek kom om julle te kom haal. Die geroep van die aartsengel, soos 'n militêre generaal wat roep na sy soldate. Ons vind dit ook in Openbaring 4 vers 1 wat daar staan, en ons beskou dit as deel van die wegraping van die bruid, want Christus voor die groot verdrukking, want daarna lees ons van die groot verdrukking, daar staan daar Openbaring 4 vers 1, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n besuin met my hoor spreek het, daar word die besuin se geklank ook gehoor, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon, wat na hierdie dinge moet gebeur, is Johannes se visioen, toe hy die boek Openbaring geskryf het. Dis 'n direkte opdrag, vriende, aan God se soldate, ek en jy, wat God se kinders is, wat sy deel van sy hemelse weermag is, om te gaan na 'n plek van ewige vrede en veiligheid, naamlik God se hemelse woning, wat die aardse stryd, want die aardse stryd of die oorlog is dan verby. Die oorlog wat ons voer, die stryd wat ons elke dag voer, is dan verby. Ons word geroep as God se soldate om op te kom hierheen, na die hemel, na die wolke toe waar Jesus gaan wees.
Ons sien werklik die profeseë van die valse vrede en die toekomstige openbaarmaking van die antichrist wat voor ons oë in vervulling besig is om in vervulling te kom. Want die Satan is verseker hard besig, vriende, om die weg vir die antichrist sy openbaarmaking voor te berei. Hy werk hard om sy openbaarmaking voor te berei. Kom ons kyk weer, wat leer 1 Tessalonisense 5:3 ons? Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Wat behels dit? Jesus kom haal sy bruid en die antichrist kan dan op die toneel verskyn. Eers moet Jesus sy bruid kom haal, want hy word verhinder om op die toneel te verskyn, want ons is in sy pad. Die woord van God leer ons, vriende, en dis my laaste gedagte wat ek met u wil deel, leer ons net van 2 vredes wat daar sal wees. Die ware vrede van God wat ons slegs in Christus vind, is die eerste vrede waarvan die Bybel ons leer. Ware vrede in Christus Jesus, wanneer ons Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker leer ken het. Johannes 14 vers 27, ons het dit gelees vanmôre, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee kan julle, nie soos die wêreld gee kan julle nie. Wêreld kan nie vir ons vrede gee nie, Christus gee vir ons ware vrede. So die eerste vrede waarvan ons lees in die Bybel, is Godse vrede wat ons in Christus Jesus alleen kan vind. Dit verwys na ons innerlike vrede met God. Dit wil sê, om in vrede met God te kan lewe, omdat ons Christus Jesus, sy seun, as ons verlosser en saligmaker ontmoet het, en hom aangeneem het as ons verlosser en saligmaker. Daardie innerlike vrede is 'n bewys dat die Here Jesus ons saligmaker, ons redder en ons koning is. Ons kry alleen innerlike vrede wanneer ons weet Jesus is ons saligmaker, hy is ons redder, ons het hom leer ken as ons saligmaker, maar hy is ook ons koning, die koning van ons harte en die koning van ons lewens. En daardie vrede dui op ons sielsvrede, wat die Heilige Gees alleen in ons siel bewerk en so aan ons bevestig dat ons God se kinders is. Waar lees ons dit? In Romeine 8 vers 15 tot 17 waar daar geskryf staan, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En natuurlik lei daardie vrede in ons harte, lei tot 'n ewige vrede. Ewige vrede. Titus 3 vers 5 tot 7 sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, ons kan niks doen wat ons saligheid bewerk nie, net Christus red, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Heilige Gees het ons nuut gemaak deur die bad van die wedergeboorte, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, en nou sê, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Nou my vriende, ek wil vir u vra, ken u die ware vredevors Jesus Christus? Ken u hom as u ware vredevors? Ken u hom persoonlik? Kan u sê, hy is in die hart en in die lewe? Ken u die vrede wat Jesus Christus alleen gee? Want net Jesus gee ware vrede. So duidelik sien ons dat net God alleen
deur sy Seun Jesus Christus en deur die werking van sy Heilige Gees ware vrede in ons harte kan gee. Maar tweedens is dit die valse vrede wat die wêreld bied. Die valse vrede waarmee Kushner besig is, waarmee Trump besig is. Valse vrede om wêreldvrede te skep wat tydelik is, sodat die valse vredevors op die toneel kan verskyn. 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 6. Maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf moet word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig, ek en jy wat God se kinders is, wat vrede in ons hart het. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Die wêreld sê vrede en veiligheid. Ons weet dis 'n valse vrede. Daarom moet ek en jy nie aan die slaap wees nie, maar want ons is van die lig, ons is van Christus, maar laat ons waak en nugter wees. Die woord sê hierdie vrede gaan skielik kom en weer skielik verdwyn. Baie mense sal omkant betrap word. Vrede en veiligheid, dan sal 'n skielike verderf hulle soos 'n barensnood die swanger vrou oorval. So sal hierdie valse vrede almal skielik oorval, en dan sê en hulle sal nie ontvlug nie. Hulle sal nie kan wegkom nie, al ontdek hulle dis 'n valse vredevors en nie Christus nie. Hulle sal nie kan wegkom nie, want hulle het nie voor die tyd daarvoor voorberei nie. En vriende, u wat nou weet wat is die waarheid, ek wil vir u vra, is u gereed? Is u werklik gereed? As Jesus nou skielik kom, die wêreld roep vrede en veiligheid. Ek sien Trump sê, hy is so teleurgesteld in Putin. Putin moet nou vrede maak. Hy moet ophou oorlog maak. Nou ek weet nie of Putin se oorlog ingesluit is by hierdie vredesonderhandelinge nie, want dit gaan alles oor Israel en hulle vyande. En daar is vrede gesluit, vredesooreenkomste, wapenstilstand. Vriende, die pad word vinnig geteer vir die koms van die Antichrist. Is u gereed om die Seun te ontmoet, Jesus Christus? As u nie gereed is nie, maak dadelik gereed en reg. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie woord. Is 'n oproep tot elkeen van ons om waaksaam te wees en nie aan die slaap te wees nie. Moet waak en nugter wees, sê u. Want ons weet nie wanneer kom Jesus om sy bruid te kom haal nie. Help ons om elke dag en elke oomblik gereed te wees. Praat met hulle wat nie gereed is nie. Bid dit in Jesus se naam. Amen. My vriende, baie interessante woord. As dit die Here se wil is, praat ek volgende Sondag oor die 3de tempel wat herbou moet word, waar die Antichrist gaan sit. En dan wil ek ook praat oor die digitale idee-dokumente. Baie interessante woord wat ons nog gaan deel in die volgende 2 Sondae wat voorlê. Seën vir u vir hierdie dag en ook die week wat voorlê. Totsiens.